Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na algebraïese breuke, plus en minus. Al wat algebraïese breuke verskil van breuke is dat as net nou veranderlik is x'e en y'e en a'se in die breuke, en breuke is altyd mos iets bo op iets anders. Die reëls is dan, ons moet eerstens faktoriseer ons die onderkante, dit is dan die noemers, dan skryf ons die KGV met 'n lang lyn bo 'n paar, en dan doen ons soos ons graad 6 gewone breuke plus en minus gedoen het. Ek gaan eers 'n vinnige graad 6 sommetjie met julle doen. Hierdie het ons 'n half minus 2/3. So ons het klaar die onderkante gestaan. Ons moet eerstens faktoriseer ons die onderkante, is klaar gefaktoriseer, hulle kan nie kleiner nie. Skryf die KGV met 'n lang lyn bo op haar, wat ek toe nou hier neergeskryf het. En nou vra ons, waarmee maal ek hierdie onderkant, om hierdie onderkant te kry? So 2 maal 3 gaan vir my 6 gee. Dan maal ons die bokant ook met 3 en ons skryf dit net neer. So 1 maal 3 skryf ons hier neer. Dan sit ons daai minus neer hierso. Dan vra ons, waarmee moet ons die 3 vermenigvuldig hierso om by die 6 uit te kom? Dit is dan maal 2 onder die lyn. Dan maal ons bo met 2. Dit skryf ons dan neer. 2 hakie 2. Dan vereenvoudig ons net hierdie bokant, dit is so lyk, en dan skryf ons net die finale antwoord neer, wat dan minus 1 op 6 sal wees. Ek herhaal net gou weer alles. Ons kry met ander woorde, ons faktoriseer ons onderkante, hierso het ons 2 en 3, so ons kry ons KGV wat 6 is met 'n lang lyn bo op hom. Dan vra ek, waarmee maal ek die onderkant om hierdie onderkant te kry? Dis dan 3, dan maal ek bo ook met 3 en skryf dit hier neer. So die minus neer, waarmee maal ek hierdie 3 om die 6 te kry? Ek maal hom met 2, dan maal ek bo ook met 2 en skryf dit hier neer. Dan sit ek is gelyk aan, weer die lang lyn met die KGV, vereenvoudig die bokant en vereenvoudig die hele som. Hier is ons eerste algebraïese breuke, optel en aftrek som. Eerstens moet ek die onderkante faktoriseer, soos ons gesê het, maar dit is reeds gefaktoriseer. Hier is niks verder wat ek onder kan opbreek nie. So nou soek ek my KGV. My KGV sal dan wees daai 2, daai x en daai y. Indien jy nog sukkel met KGV en GGD, gaan kyk asseblief na die video wat sê KGV en GGD graad 10. Dan kan jy net bietjie weer dit opskerp. Nou skryf ek my KGV met 'n lang lyn bo haar, wat dan so sal lyk. En dan vra jy, waarmee moet ek hierdie y vermenigvuldig om 2x uit te kry? En dan skryf ek die antwoord hierbo, wat dan so sal lyk. Onthou net om asseblief hierdie x min y in 'n hakie te sit, en die y moes ons gemaal het met 2x, nou maal ons die bokant ook met 2x, so jy skryf 2x, hakie x min y, dan is daai breuk gedoen. Skryf ek my plus neer hier, dan vra ek, waarmee moet ek hierdie x maal, om hierdie 2x uit te kry, wat dan 2y sal wees, dan maal ek hierdie met 2y. Ek sê weer, onthou asseblief om hierdie x plus y in hakies te sit, ek sê altyd pakkies kom in hakies. Dan vra jy vir jouself, bring ons eers die minus af. Dan vra ons, waarmee moet ons die 2xy vermenigvuldig om 2x uit te kry? Moenie sê niks nie, dit is vermenigvuldig met 1. So sit ons 'n 1 hier neer, en dan daai goed weer in 'n hakie, wat dan so sal lyk. Onthou asseblief, om die pakkies in hakies te sit, dan moet hakies daar wees, vir die gebruik wat ons nou hier gehad het, en onthou om elke keer te vra, waarmee maal jy die onderkant om die onderkant te kry, en jy moet hier vir my iets skryf, en dan eers die hakie, al is dit net 'n 1. Nou skryf ons die onderkant weer oor met 'n lang lyn, en ons vereenvoudig die bokant, deur daai 2x daarin te vermenigvuldig, die 2y daarin te vermenigvuldig, en die min 1 daarin te vermenigvuldig. 2x maal x geef my 2x kwadraat, 2x maal min y geef my min 2xy, die plus 2y maal die x geef my plus 2xy, 2y maal die y geef my plus 2y kwadraat, die min 1 maal die x kwadraat geef my min x kwadraat, min 1 maal die min geef my 'n plus y kwadraat. Nou gooi ek die gelyksoortige terme bymekaar. Die xy is aan mekaar dan uitkanselleer, die 2x kwadraat en die min x kwadraat sal saam vir ons x kwadraat gee, en dan sal die plus 2y kwadraat en die y kwadraat vir ons dan 'n 3y kwadraat gee. So ons dan vereenvoudig, en ons behou die noemer die onderkant. Dan lyk my finale antwoord so. Onthou net, algemene fout wat almal maak, hulle dink ons kan nou verder gaan
en hierdie x'e en hierdie x'e kanselleer. Ons kan nie 'n plus en minus voorkom dat ons verder kan kanselleer. Hier het ons nog 'n algebraïese breek. Nou gaan ons begin deur die onderkante te faktoriseer. Ek sien dis 'n breuke plus en minus som. Ek sien 'n plus daar en ek het hier goeters bo op mekaar. So ek gaan hierdie onderkant faktoriseer en 'n bietjie herorganiseer. Dis die eerste ding wat ek gaan doen. Ek kan sien hier kan ek hom opdeel. Dis die verskil van twee vierkante in twee hakkies in. Bokante los ek en hierdie ou moet ek omswaai want hy is my half verkeerd omgeskryf. Hierdie x kwadraat min y kwadraat het ek opgedeel in 'n x min y, x plus y, so ek het hom gefaktoriseer. Ek het hierdie y, ek wil hy moet lyk soos hierdie enetjie, het ek omgedraai en 'n minus uitgehaal. So die minus en daai plus saam het my 'n minus gegee. Ek het hierdie twee terme omgeruil en dit in hakies gesit. So nou is my onderkante gefaktoriseer en georganiseer. Nou soek ek my KGV met 'n lang lyn bo-op hom. My KGV sal dan wees hierdie x min y, hierdie x plus y, en dan nie weer 'n keer x min y nie, want hy is reeds hierso gedek. So hier is my KGV vorm. Met 'n lang lyn bo-op haar. So het ek my KGV geskryf, met die lang lyn bo-op haar. Nou vra ek, waarmee maal ek hierdie onderkant, om hierdie onderkant te kry? Die antwoord sal dan wees 1, en dan maal ek hierdie bokant ook met 1. Wat dan so sal lyk, en dan sit ek my minus hieronder neer. Dan vra ons, waarmee maal ek hierdie onderkant, om hierdie onderkant te kry? So waarmee moet ek hierdie onderkant vermenigvuldig? Om hierdie onderkant te kry, dan kan ek sien ek het die x min y, so ek gaan maal met x plus y. Dan maal ek die bokant ook met x plus y. Wat dan so sal lyk. En dan moet ek my bokant uitwerk en vereenvoudig en ek behou my onderkant my noemer. Wat dan so sal lyk, my noemer bly hierso, as ek daai 1 met die x kwadraat vermenigvuldig, kry ek die antwoord, as ek hierdie min x hierin vermenigvuldig, kry ek min x kwadraat en min x met daar vermenigvuldig, kry ek die min xy. Nou vereenvoudig ek die bokant en behou die onderkant. Die x kwadraat en minus x kwadraat sal mekaar uitkanselleer, dan bly net die minus xy oor wat ek skryf, en ek behou my onderkant gefaktoriseer. Ons hou gewoonlik die onderkant gefaktoriseer, vir 'n geval ons bo nog iets het wat ons kan faktoriseer en verder kan kanselleer, maar ons los hom gewoonlik so.